Goeiedag, Duet familie. Vandag is dit my beurt om bietjie met jou te deel en in jou tyd van vas net jou te sterk en te sê, met 'n idee of twee met jou te deel oor wat die woord sê en hoe die Here met my en jou werk. En as jy nou hierdie video kyk in hierdie tyd is jy waarskynlik so 'n bietjie honger al en begin 'n ou wens, maar ek beloof jou, jy moet dit vasbyt as die eerste verskoon, maar as die eerste week verby is, dan gaan dit so 'n bietjie beter. So byt vas, don't let go. Hou vas aan die Here, dis waaroor vas gaan. Ek wil vandag met jou 'n paar idees deel of gedagtes net deel oor die vrug van vas en wat gebeur wanneer ons vas. Interessant, in die bergrede van Jesus se prediking het hy hier in Matteus 6 oor 3 spesifieke goed gepraat wat ek dink so amazing is. Nou, as jy die Here leer ken het soos ek hom leer ken het, dan sê jy verstaan dat die Here het, eintlik moet ek sê, die duiwel het altyd 'n counter teen dit wat die Here se waarheid is. So hy het altyd die teenoorgestelde. Maar baie belangrik, baie keer in ons vleesmens is daar sekere dinge wat ons hart vasgryp. En daai tipe van goed het gebed en al die dinge nodig, maar baie keer het dit 'n aksie nodig om ons weer los te maak in daai areas van ons lewe. En dit is God se manier om altyd die teenoorgestelde aan ons te bring en te vra van dit wat ons harte vashou. So hier is die 3 goed waaroor hy praat. Hy praat oor gebed, hy praat oor vas en hy praat oor die ware skat. En ek wil hierdie 3 met jou deel vandag. Gebed, die was fariseërs gewees in Matteus 6 wat eintlik maar godsdienstige ouens wat eintlik maar hoogmoedig was en baie graag wou hê mense moes sien hulle bid en hulle vas en vir almal vertel en swaar gesigte gehad en so hulle het 'n punt daarvan gemaak om mense te laat verstaan hoe heilig is hulle dat hulle vas. En in die proses dan kom Jesus en hy gee so 'n bietjie instruksie oor ons gebedslewe. Hy waarsku teen daai, maar hy bring 'n bietjie instruksie oor dit. En ek wil dit mee begin. In ons lewens het ons nie altyd 'n waarde om werklik koneksie te hê en intimiteit as 'n waarde te beskou, veral in ons verhouding met die Here nie. Dit is maklik om te glo dat God bestaan. Dit is maklik om te glo dat die Here jou liefhet. Dit is goed om dit te hoor, dit is lekker om dit te hoor. Dit is ook makliker om te glo dat die Here ons beste belang op sy hart het. Dit is algemene waarhede. Maar wanneer ons praat oor verhouding met die Here, dan baie keer is die intimiteitsleemte in ons samelewing vinnige quick fix koneksies wat nie noodwendig diep gaan nie en nie regtig daai hart-tot-hart koneksie vir jou bied nie, is baie keer hoe ons die Here benader. En die remedy, die antwoord hiervoor is Jesus wat eintlik kom sê, jy sal jou trots en jou connectedness moet offer deur te bid. Baie van ons kan bid vir ons kos, maar nie veel meer nie. Baie van ons kan bid vir ons kos en weet om te vra vir die Here as ons dinge nodig het, maar nie veel meer nie. Hierdie wat die Here beskryf hierso, veral in Matteus 6 praat hy ons nou oor die Onse Vader ook. Dis hoe jy moet bid. Dan praat hy oor gebed wat my en jou koneksiepunt is. En 'n gelowige kan nie bekostig om 'n gebedlose lewe te lei nie. Dit beteken daar's nie kommunikasie tussen my en die Here nie. Dit beteken daar's nie gesprek tussen my en die Here nie. Dit beteken daar's nie verhouding tussen my en die Here nie. So, miskien praat ons baie keer oor verhouding en ons weet is die regte woord om te sê ek is in 'n verhouding met die Here, hy is in 'n verhouding met my. Nou ek wil graag vandag vir jou sê, 'n wete dat God bestaan, 'n kennisname van wie hy is en wat hy doen, is nie verhouding nie. Wanneer ons in gebed in ons lewe inbid en as 'n geestelike dissipline nastreef, begin ons in die verhoudingspad saam met die Here. So gebed se counter is trots eintlik en intimiteitloosheid, connectedness. En ek wil jou aanmoedig, die Here kom spreek dit aan en hy leer ons ook om te bid. As hy bid deur die Onse Vader vir ons leer om te bid en vir sy disippels. Tweedens, vas. Hulle het as gedra en as op hulle kop as 'n sackcloth gehad, hulle klere geskeur en 'n verskillike scene gemaak. Dis nie meer hoe ons vas in vandag se tyd nie. Inteendeel, Jesus gee die instruksie hier om dit nie so te doen nie. Maar weet jy wat? Vas is so ontwerp om dit wat vleeslik is, vleeslike begeertes, vleeslike gewoontes, vleeslike prioriteite, is vas ontwerp om daai dinge te konfronteer. Want jy sien, as jy vas opgee, as jy kos opgee en jou suiker opgee en jou TV opgee en jou koffie opgee en dalk 'n Daniel vas doen, net groente en vrugte werk vir 21 dae en dalk 'n water vas selfs, dan moet jy iets opgee, opoffer wat die vlees se begeerte is. En hoekom? Vir 'n koneksie met die Here, 'n groter koneksie, groter realiteit met die Here.
So hoe dit werk is ons sê doelbewus en vas is eintlik so ontwerp deur die Here om ons vleesmens, dit wat die vleesmens bevredig, eenkant te skuif en dan te erken dat God is Gees en ek in my koneksie met hom in die vas, my gesprek, my gebed toelaat dat hy my voed uit die Gees uit, sodat ek en hy nader aan mekaar kan kom. Jy mag vas vir iets, jy mag die Here vertrou vir iets. Ons het in ons tyd van bediening het ons agtergekom dat baie keer wanneer mense vas, soms die tye is wat hulle vrykom van drastiese dinge in hulle lewe wat hulle harte vashou. Baie keer verslawings, ek kan nou ure se getuienis met jou deel. Maar daar's klomp mense wat spesifiek van verslawings losgekom het en sonde verslawings losgekom het in hulle gewoontes in hulle lewe wat hulle gesukkel het om af te skud omdat hulle prioriteit gemaak het om 'n tyd die vlees neer te lê en te fokus op die Here. Die laaste een is ware skat. Het is interessant dat ons weet te min geld, te veel geld, bekommernis oor geld, roekeloosheid met geld is wel die ding wat Jesus hier aanspreek. Hy praat oor skatte en waar ware skatte is en waar ons hart is, daar is ons skat. En hy sê ook niemand kan twee baase dien nie, maar dan baie interessant, hy kan nie God en vir Mammon dien nie. Baie interessant kom hy dan nou en hy bring dan die teenoorgestelde weer eens. Hy sê die counter vir die vrees van voorsiening is om te gee. Dink gou vir 'n oomblik daaroor. Hy sê jy moet 'n blymoedige hart gee en hy sê wanneer jy leer om te gee, gee van jou lewe, gee van jou tyd, gee van jou geld, gee van jou resources in jou lewe. Dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal by jou bygevoeg word. En so die dinge wat die Here ons weet ons harte vasgehou, trots en intimiteitloosheid, vleeslike begeertes wat ons bind, wat ons dissipline, geestelike dissipline beïnvloed. En laastens finansies en voorsiening relevant vir vandag wat ons harte vasgryp, sê hy, ek wil die teenoorgestelde vir jou bring. Connect met my. Lê dit neer en connect deur gebed. Leer jou vlees om eenkant dinge te sit wat jou voed, sodat ek jou kan begin voed, jy breër koneksie mee kan hê en gee. Ek lees vir jou laaste skrifgedeelte wat vir my so amazing is. In Markus 9 sukkel die disippels om 'n demoon uit 'n jong seun uit te dryf. En dit was nou nadat hulle heelwat demone al sien weggaan het en mense sien vrykom het van demoniese invloed. En dan wanneer hulle Jesus toe kom, dan sê Jesus, hoekom is dit so? Hoekom kon ons hierdie een uitdryf nie? Dan sê Jesus in vers 29, hy het vir hulle gesê, hierdie soort kan nie met niks anders as met gebed en vas uitgedryf word. Nou hierdie is baie interessant. Wanneer jy in 'n situasie is waar jy gekonfronteer word met 'n persoon wat bevryding nodig het of 'n demoniese werking, kan jy nie vinnig gaan hardloop en vas en bid en dan kan hy uitgaan nie. So daar's twee kante, twee verstaane van hierdie vers. Party mense sê dat 'n leefstyl van vas en gebed, 'n leefstyl van vas en gebed hou my in so 'n verhouding met die Here dat my fokus baie meer op hom is as op my aardse prioriteite en realiteite. En dit bring 'n groter werking van die Here in my lewe deur my lewe. Maar daar's ook 'n ander verstaan. Vroeger sê Jesus vir hulle, hy sê vir hulle, ek glo, kom my ongeloof te hulp. Toe Jesus die skare sien saandrom het hy die onrein gees bestraf en hy het vir hom gesê, stom en dowe gees gaan uit hulle uit. En toe die disippels na hom toe kom, toe sê hy, toe vra hulle, hoekom kon ons nie hierdie ou help nie? En toe sê Jesus vir hulle, julle klein gelowiges, julle ongeloof, sê vir my, hoe lank moet ek nog by julle wees, dat daai geloof opgebou word? 'n verstaan van hierdie soort kan met niks anders as vas en gebed uitgedryf word nie, is hierdie klein geloof en hierdie ongeloof van my, kan net verdwyn terwyl ek vas en bid. Want in my vas en bid draai ek na die Here toe, ek ontmoet hom, ek kry sy prioriteite as my prioriteite en in dit word my geloof gebou. So, mag jy in hierdie vas beleef wat dit beteken om te gee, soos Jesaja 58 sê, dit wat jy nie eet nie, omdat jy vas, gegee dit vir iemand. Dit waarin jy vashou jou finansies, leer om te gee met vrymoedigheid. Die connectedness wat ons so besig is in die samelewing, sit dit neer en kom leef in gebed saam met die Here. En dan laastens, onderdruk die vleesbegeertes, sodat deur te vas, sodat ons die Here kan ontmoet en 'n groter openbaring en realiteit in ons verhouding van hom kan hê. Mag jy dit geniet en mag jy hom geniet in hierdie vastyd. Be blessed.